Loof die Here, roep hom aan, maak aan almal bekend wat hy gedoen het. Sing liedere, sing tot sy eer, roem sy heilige naam, laat die wat die teenwoordigheid van die Here soek, bly wees. Amen. Gemeente van Waterval, vriende, ek groet vir julle met die seën van die Here, genade en vrede vir julle, van God onse Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die kragvolle werk van sy Gees. Weereens baie welkom vanoggend in die kerk, ek is regtig bly om julle te sien. Mag die Here ook vir ons seën met die aanhoor van sy woord, en ook vanoggend met die nagmaal, met die gebruik van die tekens. En al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom, mag die Here ook vir jou seën waar jy hierdie diens later vandag of in die week kyk. Ons tema vandag, omdat dit Vadersdag is, Pa, is jy 'n man of 'n muis? So die tema vanoggend is spesifiek aan alle mans in die kerk en vir alle paas. En ons teks gaan wees Efesiërs 5, vers 21 tot 33. Kom ons vra die Here om sy woord vir ons oop te vou. Wonderlike Here, ons is hier in die naam van Jesus ons verlosser. Dit is hier die verlossing wat ons deelagtig geword het, dit wat Christus Jesus vir ons verwerf het aan 'n kruis, deur 'n graf en aan die regterhand, wat maak dat ons hier sit vanoggend as geredde kinders van U. Nie volmaakte kinders nie, nie sondelose kinders nie, maar geredde kinders, wat die bloed van Jesus oor ons het. En daarom kom ons in die naam van U Vader, ons Vader, wat ons sy familie gemaak het, ons tot sy huisgesin toegevoeg het, wat vir ons sorg, wat vir ons goed is, wat ons voortdurend vergewe in Christus, wat met ons 'n pad stap, wat ons nooit vergeet nie, wat nie een oomblik insluimer nie of nie slaap nie, wat oor ons wag hou, wat die toekoms vir ons vooruitloop. En ons is hier in die naam en in die krag van die Heilige Gees wat in ons woon, wat die werk van Jesus in ons voortsit, wat die woordverkondiging gebruik om ons beter te maak, beter kinders van U te maak. Dankie vir hierdie voorreg van 'n erediens, 'n kerkgebou, 'n gemeente, ons huisgesin. Sien ons dan raak vanoggend, Here, waar ons hier rondom U woord vergader is, en waar ons ook net nou aan die tafel gaan sit. Praat met ons, en veral vanoggend met ons as pappas, en natuurlik ook met ons as mans. Ons wil hoor, ons wil inneem, ons wil verander. In Jesus se naam. Amen. Pa, is jy 'n man of 'n muis? Efesiërs 5. Wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig, net soos julle aan die Here onderdanig is. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus die hoof van die kerk is. Christus is ook die verlosser van die liggaam, sy kerk. Soos die kerk aan Christus onderdanig is, moet die vrouens in alles aan hulle mans onderdanig wees. Mans, julle moet julle vrouens lief hê, soos Christus die kerk liefgehad en sy lewe daarvoor afgelê het. Dit het hy gedoen om die kerk aan God te wy, nadat hy dit met die water en die woord gereinig het, sodat hy die kerk in volle heerlikheid by hom kan neem sonder vlek of rimpel of iets dergeliks, heilig en onberispelik. Die mans behoort hulle vrouens so lief te hê, soos hulle eie liggame. Wie sy vrou lief het homself lief.
Want niemand het nog ooit sy eie liggaam gehaat nie. Inteendeel, hy voed en versorg dit, soos Christus met sy kerk doen, omdat dit sy liggaam is waarvan ons lede is. Daar staan in die skrif, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle twee sal een wees. Hierin lê daar 'n diep geheimnis opgesluit. En ek pas dit toe op Christus en die kerk. Maar dit is ook op julle van toepassing. Elkeen moet sy vrou so lief hê soos hy homself liefhet. En 'n vrou moet aan haar man eerbied betoon. Tot sover ons skriflesing. Daar's nogal 'n sterk siening op hierdie oomblik in die wêreld rondom die rol en die posisie van die man. Daar's baie mense wat beweer, en ek is ook een van hulle, dat die rol van die man in die wêreld gedegradeer is. Miskien sê die slimmes, het dit iets te doen met die opkoms van die feminisme in die vorige eeu, wat baie sterk deurgekom het. Ander sê as gevolg van die moderne samelewing waarin ons lewe, en as gevolg van woke, en as gevolg van 'n klomp invloede, is die man net nie meer man nie. Daar word oor baie goed geryf. Maar oor die rol van man, dis so al asof mans nou deesdae half skugter is, om te kan sê, ek is trots daarop om 'n man te wees. Dis so asof jy half in 'n blik gedruk word, of in 'n hoek ingedryf word, dat jy amper half bang is om uit te kom en te staan op jou voete as 'n gesagsfiguur en as 'n man wat kan leiding neem. Jy voel so 'n bietjie, en ons sien dit selfs in die kerk, dat mans al meer in die agtergrond beweeg en vrouens al meer na die voorgrond toe beweeg in die kerk. Sien dit op universiteite. Is baie meer vroue studente as manlike studente. Wat beteken die volgende geslag opvoeders op universiteite is almal vroue dosente. Nou is daar aan die ander kant weer mense wat sê, nee, dit is nie waar nie. Jy sien, want die rol van 'n man is nie gekoppel aan tyd nie, en is nie gekoppel aan 'n taalgroep nie, en is nie gekoppel aan 'n kultuur nie, en aan omstandighede nie. Dit verander soos wat die tye verander, dan word die rol van man oor 'n geslag of twee geherdefinieer. Sjoe, ek moes oefen om hierdie woord reg te sê, né? Klink mooi, herdefinieer. Miskien is dit so, miskien is dit nie so nie. Maar daar is verskillende siening oor die rol van man en van pa wees. Daar's party mans wat gemaklik voel in die tradisionele siening, meer die Victoriaanse styl van ek is die pa, ek is die baas van my huis, ek regeer my huis, ek is die broodwinner, ek stel die reëls, ek deel die pak sla uit en almal sal luister en almal sal doen wat ek doen en die gesin is genoeg daarmee. Hulle is gemaklik daarmee. Dis veral hoe dit altyd was. Sommige huise funksioneer nog steeds so, want as jy in so 'n huis groot geword het, dan handhaaf jy min of meer maar dieselfde styl wanneer jy 'n pa is. Niks meer fout nie. En dan kry jy weer vandag die meer moderne siening. Die rolle van mans het verander. Ja, miskien is sy nie meer die hoofbroodwinner nie. Miskien het sy vroue groter en 'n beter pos as hy. Miskien bly hy by die huis. Of, en hy was ook deesdae skorrelgoed. En baie keer gryp hy ook maar die stofsuier. Hy sit ook maar soms doeke aan. En hy sny nog steeds die gras en was die kar. Nou nie die jong mense nie, ek sien hulle gaan laat was hulle karre. Maar ons ouer mense was nog ons karre. So, en dis ook okay. Want dit werk vir so 'n gesin. Niemand kan vir hulle sê, dis verkeerd nie, nie die tradisionele siening nie, nie die moderne siening nie, wat werk in hulle huis werk vir hulle. En as hulle daarmee gelukkig is, en die pa en die man is daarmee gelukkig om al hierdie goed te doen, is dit wonderlik. So dit is ook nie verkeerd nie.
So wat is jou uitkyk? Op pa wees en op man wees? Miskien sê jy daar so ietsie van die ou ene, daar so ietsie van die moderne ene, ek is dalk so tussenin, nee, dalk is ek nog 'n bietjie verder geskuif as net hierdie siening wat Dominee nou gehandhaaf het, ek is 'n anderste soort man, en 'n ander soort pa, as wat die meeste mense is. My kinders is my chommas. Skryf sulke paas ook. Chaos in daai huis gewoonlik. Maar hoe dit ook al sê, ek dink nie daar's 'n verkeerde rol van tradisioneel of modern nie. Natuurlik is daar sekere goed wat party paas doen en wat party mans doen wat ons kan beoordeel en sê, dis nie hoe dit hoort nie. Maar alles hang af van hoe jou opvoeding is, hoe jou siening is, hoe julle dit in die huis doen, die dinamika van die gesin bepaal of dit werk of nie werk nie, en of dit gemaklik is of nie gemaklik is nie. En as dit werk, dan werk dit. Of ek en jy nou daarmee saamstem, of nie daarmee saamstem nie, want hoe ek dinge doen, en ander ouens sê dalk, maar dis nie hoe hulle dinge doen nie, dis my goeie reg. Net soos dit hulle goeie reg is. So aan die einde van die dag kan ons maar sê, jou siening oor pa wees en jou siening oor hoe jy 'n man in die huis is en in die lewe is maar baie subjektief. Ander woorde, hoe jy dit sien. Maar as dit vir jou werk, dan werk dit. En ons kan nie eintlik kritiseer nie. Dit maak nie regtig saak nie. Of maak dit? Ek dink wat wel saak maak, hoe jy dit ook al doen, en hoe jy as pa optree, en hoe jy as man deur hierdie wêreld beweeg, is daar een groot ding wat belangrik is. Kan jy dit grond in die woord van God? Kan jy jou optrede as pa en as man in hierdie wêreld, kan jy sê dit is woordgedrewe, en ek is God gehoorsaam. Dis die belangrikste. So as hulle moet praat oor herdefinieer, dan dink ek, is dit wat moet gebeur. Ons moet die rol van man in hierdie wêreld en as pa weer herdefinieer na die woord van God en wat die Here van ons as paas verwag en as van mans in hierdie wêreld verwag. Ek het hierdie opsomming gemaak. Die rol van die man word nie bepaal deur kultuur, tydsgees, woke of deur enige mensgemaakte verwagtinge nie. Maar as gelowiges word ons rol van man wees en pa wees bepaal deur die woord, soos God dit bedoel het. Ek het 'n paar Bybelse beginsels wat ek net volgende kortliks wil aanraak. Dien God, dra sy beeld uit. 2, neem verantwoordelikheid. 3, wees 'n leier. 4, jy moet jou vrou lief hê. 5, jy moet jou kinders versorg. En 6, werk voortdurend aan jouself. Kom ons gaan vinnig daardeur. Dien God en dra sy beeld uit. Is dit nie die belangrikste ding in die wêreld nie? Is dit nie die belangrikste ding wat ek as 'n pa en as 'n man in hierdie wêreld behoort te doen nie? As ek nou Genesis 1 neem, dan sê God, laat ons vir ons mense maak na ons beeld, ons verteenwoordigers. Hulle moet ons verbeeld in die wêreld. Hulle moet ons beeld in die wêreld uitdra. Hulle is eintlik ons hande en ons voete in hierdie wêreld. Eintlik, wanneer daar na hulle gekyk word, moet mense God, ons, in hulle raak sien. Ons helpers, ons verteenwoordigers, ons beeld. En dit is 'n geweldige belangrike ding. Vir jou as 'n pa, en vir jou as 'n man, en vir elkeen in hierdie kerk volgend. Verteenwoordig ek God op alle lewensterreine? Of sê my gesin, pa is so 'n wonderlike kerkmens, maar hy's 'n Satan as dit by die huis kom.
Miskien was Koenie Meton, die ou legende hier op die Wesrand was, 'n ou afgetrede dominee, tot die diep in sy 80's gepreek, en hy het eendag gesê van die kansel af, daar staan op party mense se hekkie, pas op vir die hond. Ek sê, maar daar moet eerder staan, pas op vir die duiwel, want die duiwel is in daai huis. Net so terloops. So hoe lyk dit as pa in my lewe en as man? Is ek die lig in die sout waaroor ons so baie gepraat het die laaste tyd? Dan by my werk, wat sien die mense van my? Of is ek hierdie buffel, is ek hierdie vloekende, is ek hierdie een wat kort paadjies kom laat, loop vroeg, vat langer etensure, langer teetye, gap so nou en dan ietsie by die werk, want wie sal nou weet, wie gaan 'n skroewedraaier of 'n skroef of 'n baksteen mis, as ek net eenetjie wegdra? Hoe lyk dit? Wat sê die mense van my? Sien hulle God in my raak by die werk? En my vriendekring? Weet, ons kan ons lekker uithaak, wanneer ons 'n braaitjie maak, en 'n paar stywes gooi. Ons taalgebruik glip, die grappies kom deur, vuil en onder die beld. Wat sê ons hier by die kerk? Ons oefenplek, waar ons oefen, om kinders van die Here te wees op 'n lekker, gemaklike manier, sodat ons dit by die huis kan gaan doen, by die werk kan gaan doen, by die braai kan gaan doen, of maak ons mekaar seer. Ek wil nie verder daaroor praat nie. Hoe lyk dit in jou huis? Wat sê jou vrou van jou, meneer? Wat dink sy van jou? Of lees sy ook baie keer wanneer jy slaap en kyk, sê, man, hierdie kussing sal jou daarom nou stil wegvat. Paulus skryf in 1 Tessalonisense 1:6, en julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. Julle het ons voorbeeld gesien en dit het julle oortuig om volgelinge van God te word. Het jy een persoon in jou lewe na die Here toe gelei, sonder om 'n woord te sê? Want dis die uitdaging. Hoe ons in hierdie wêreld lewe, hoe ons in ons huise lewe. Hoeveel huise hoor ons daarvan waar kinders sê, as dit is wat Christendom behels, soos my pa en my ma aangaan, soos my pa lewe, vroom gesig in die kerk, maar 'n huisduiwel, dan stel ek nie belang nie, dat kinders van Christene, stout Christene, hulle rug draai op God, as gevolg van 'n pa. Hoe hartseer. Tweede ding wat ek volgens vir jou wil sê as pa en as man, neem verantwoordelikheid. Neem verantwoordelikheid. 2 Tessalonisense 3:11 skryf Paulus, as iemand nie wil werk nie, moet hy ook nie eet nie. Ek kan niks meer sê daaroor nie. Wat sê die Here vir Adam? Toe hy die tuin uit gaan, toe sê hy, met die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Jy sal werk, ou boet. Jy sal moet gaan werk om te kan sorg vir jou gesin. Jy sal nie harde moet bewerk, het gaan taai wees, het gaan moeilik wees, gaan nie lekker wees nie. Maar jy gaan werk. En dis die verantwoordelikheid van 'n man en van 'n pa, is om te sorg. Nie net vir homself nie, maar ook vir sy gesin. Dis ons verantwoordelikheid. So enige man wat lui is, en wat by die huis sit, en verwag sy vrou en sy kinders moet vir hom sorg. Jou vreksel. Want dit is nie wat God van jou vra nie. Jy sorg vir jouself, jy sorg vir jou vrou, jy sorg vir jou kinders. Dit is hoe God dit gedoen het, en dit van die man verwag. Nie andersom nie. Derde punt is, wees 'n leier. Neem die verantwoordelikheid in jou huis. In jou voorbeeld, jou taalgebruik, met al jou take wat van 'n man verwag word. Leef jou rol as man met verantwoordelikheid uit.
ook wat jou kinders betref. En veral op geestelike gebied. Wanneer laas het jy as man in jou huis die Bybel gevat en gesê, vanaand sit ons die televisie af. Ons hoor wat sê die Here vir ons. En ons bid saam. 5 minute, 10 minute. Wanneer laas het jy vir jou kinders gesê, basta, ons gaan kerk toe. Julle sal doen wat ek sê, want ek is die geestelike leier in hierdie huis. En dis die verantwoordelikheid wat God op my gelê het as 'n pa en as 'n man. Ons doen dit. Stel in alles 'n voorbeeld. Wat sê my kinders eendag van my, wanneer die diens hier in die kerk gehou word en my kus hier uitgedra word? Is hulle trots? Is hulle, wow, my pa het vir ons 'n monument agtergelaat. Ek wil graag soos my pa wees. Is dit nie die grootste kompliment wat enige pa kan kry as sy kinders vir hom sê, ek wil graag soos my pa wees? Of die slegste kant daarvan is, ek wil glad nie soos my pa wees nie. Glad nie. Efesiërs 5, onderrig, wees onderdanig, sê Paulus. Hy begin hier daai gedeelte, wees onderdanig aan mekaar. Ons moet nie nou daar verkeerd lees nie, want ons het nou daar gelees, die vrouens moet onderdanig wees aan hulle mans. Maar hy begin daar, wees julle as gemeente, onderdanig aan mekaar. Mans, julle moet julle vroue lief hê. Soos Christus julle lief gehad het, en sy kerk lief gehad, hy het sy lewe vir sy kerk gegee, met ander woorde, mans, jy is nie daar om te heers en te breek nie, te regeer nie. Jy is daar om jou gesin te dien, want jy dien God. So jy dien jou vrou. Jy is dienskneg ook in jou huis. Want ek dien God eerste, en daarom dien ek my gesin tweede. Ek is daar vir my gesin. En tot my vrou se diens, want sy is die belangrikste mens op aarde in my lewe. Dis jammer dat party paas vergeet het. Kinders word soms die belangrikste, of die werk word die belangrikste. Maar my vrou is die belangrikste mens in hierdie wêreld, in my lewe. Soos Christus vir ons gewys het. Jy moet jou vrou lief hê. Paulus sê dit, wees lief vir jou vrou, soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor afgelê het. Klein en simpel, ononderhandelbaar. Wees lief vir jou vrou. Klaar. Is nie onderhandelbaar. Ja, maar dominee, jy ken haar nou nie, jy weet. Sy is net haar ma. En haar ma het haar besem by ons huis vergeet. In die taxi gevang. Ek kan nie meer my vrou lief hê nie. Ja, dominee, dinge het verander. Ons het ouer geword, meer volwasse geword. Ek sien haar uit 'n ander lig uit. En dis nie eintlik wat ek wou gehad het nie. Of, noem maar wat jy wil. As jy nie meer jou vrou kan lief hê nie, dan het jy jou vyand lief, sê die Bybel. Maar lief, as jy nie vir jou vrou meer lief is nie, as jy worstel vanoggend met daai gevoelens, kom maar oor, en doen wat God vir jou sê om te doen. Begin weer na jou vrou kyk, met die oë van 'n Christen, en 'n kind van God. Sien haar soos God haar sien. Begin weer romantiseer oor haar. Begin haar weer bederf. Begin weer die dingetjies doen wat jy al lankal ophou doen het. Soos toe ek vir haar gekuier het, voor ons getrou het. Want toe was sy my alles. Ek meen, ek het geëet, geslaap, ek het alles my vrou. Hulle sê mos,
Mense kop, jou brein werk 24 ure 'n dag, 7 dae 'n week, behalwe as jy verlief raak of eksamen skryf. So wees weer soos toe ek vir haar gekuier het. Toe ek het gedink het, ek sweef op die wolke, sy's die wonderlikste ding onder die son. Kan weer so wees, glo my. Ons huwelik het ook al deur sy ups en downs gegaan. Toe kom ek agter, ek met my gesindheid verander. Want hulle sê so, as jy die blik polish, dan blink hy. Wat ek uit my vrou het kry, is 'n refleksie van wat ek gee. Dis 'n feit. So kom jou verantwoordelikhede na, deur jou vrou lief te hê, want dit sê ook iets vir ons kinders. Dit leer hulle ook iets. Hoe hulle self in verhouding gaan wees met hulle eie man of eie vrou. Hoe werk die liefde? Nou, ek kan volgende baie daaroor sê, maar die tyd laat dit nie toe nie. Kom ons gaan lees maar weer 1 Korinte 13 oor die liefde. Geduld, vriendelikheid, opregtheid, eerlikheid. Liefde sonder perk, soos God ons lief hê, agape liefde in daardie hoofstuk. Vergifnis. Dis liefde. Dis nie noodwendige gevoel nie, né? Liefde is werk. Harde werk. Veral in die huwelik. Harde werk. En dit hou nooit op nie. Ek dink Eben, jy seker volgens die oudste persoon in die kerk. Jy kan my ondersteun, né? Dit hou nooit op nie. Dit hou nooit op nie. Mens werk voortdurend aan jou huwelik. Versorg jou kinders. Dit is seker die wonderlikste gawe wat ons het, om kinders te hê. Vat jou verantwoordelikheid as 'n pa. Jy weet, ek kom deesdae agter, daar's al meer ouers, ja, ons sal maar hoor wat sê die kinders. Wat sê julle kinders, gaan ons môre kerk toe? Nee. Okay, ons bly by die huis, ons gaan fliek toe. Ek hoor dit. Ons hou 'n vergadering dat ons kan die kinders so opinie kry. Ja, op 'n sekere ouderdom sekerlik, ja. Maar wragtig as my kinders kleuters is ek die pa in die huis en ek sal vir hulle sê wat om te doen. Natuurlik binne perke. Want Paulus sê het bietjie verder in hierdie selfde brief van Efesiërs, moenie hulle moedeloos maak nie. Vat jou verantwoordelikheid met sorg. Maar wees verantwoordelik. Wees goed vir jou kinders. Wees lief vir jou kinders. Gee vir hulle tyd. Want dis die belangrikste ding wat ons vir hulle kan gee is tyd. Nie besittings nie, tyd. Voorbeeld. Dan lees maar daai teksverse Efesiërs 6:4 en Spreuke 22 vers 9. Selfs tug word daarvan gepraat. Wys hulle. Dis die grootste en die belangrikste. Wys hulle. Is dit nie die wonderlikste nie, wanneer ons eendag terugstaan en ons kyk na ons kinders, en ons kyk na hulle as volwasse jong mense, en ons sê, a job well done. Hulle is volwaardige mense. Hulle sien die lewe en sy uitdagings reg, en hulle hanteer dit goed. Ek is trots op wat ek bereik het. Dit is die uitdaging. Om uiteindelik kinders groot te maak as volwaardige mense wat hulle eie plek in die samelewing kan volstaan. Dis my doel as 'n pa en 'n versorger. Ek sluit af. Werk voortdurend aan jouself. Ek voel jammer vir die persoon wat sê, man, ek is nou so gemaak en so gelaat staan, ek het nou so ver gekom, en nie jy dominee nie, nie my vrou nie, nie die kinders nie, nie die samelewing sal ooit aan my verander nie. Dis hoe
ek is. As jy so 'n standpunt het, is ek baie jammer vir jou. Behalwe as jy dink jy is volmaak. Dan kan jy maar so 'n standpunt handhaaf. Wat ek hiermee wil sê is, dit hou nooit op nie. Om aan jouself te werk, hou nie op nie. Partykeer ontdek ek ook nou nog goed van myself, waarvan ek nie hou nie. So ek werk daaraan. Partykeer is daar, verbaas ek myself, dan sê ek, wow, hoe het ek dit reg gekry? Ek moet meer van dit doen, meer so wees. Soos ek wil woordgesentreerde, Bybels gehoorsame, geesvervulde man en pa wees, is ek besig om myself voortdurend te herdefinieer. Te sê, dis nie hoe God dit wil hê nie, dit is hoe God dit wil hê. So ek werk aan myself. En as ek in die spieël kyk en ek sien goed waarvan ek nie hou nie, dan werk ek aan myself. Want baie keer dink ons, wel, ons het nou afgetree, weet, ek het nou die reg, as 'n afgetredene, om nou maar half bombasties te wees, en my wil af te dwing. Ek ken nou my ou mense wat dan wragtig ongeskik is. Asof dit hulle reg is. So as jy in jou aftree stadium is, waar jy voel, maar die wêreld behoort, skuld jou nou iets. Herdefinieer jouself, want die wêreld skuld jou niks. Niemand skuld jou iets nie. So ons moet maar voortdurend aan onsself werk. So as daar iets in die huwelik nie lekker is nie, iets in ons huisgesin nie lekker is nie, dan werk ons daaraan. En ek begin by myself, my uitkyk, my gevoelens. So dit hou nooit op. Dit is geesvervuldheid. Om voor die Here jou te ontdek. En die goed wat verkeerd is, reg te maak. So pa, man, wees die soort van man en wees die soort van pa wat God van jou verwag. En as jy nie mooi weet nie, begin nie lees. Maak dit makliker. Gaan op ChatGPT en laat hy vir jou al die versies uithaal van pa wees in die Bybel en van man wees. En gaan kou en rol hulle rond in jou eie gedagtes en hart. En pas jou lewe daarbey aan. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here vir u woord. 'n Belangrike woord. Want die meeste van ons wat vandag hier is paas. En ons is mans. En u sê vir ons, Here, wees soos ek wil hê jy moet wees. So sal u in ons werk deur u Gees en ons herdefinieer om te wees soos wat u woord sê en soos u Gees bepaal. Praat met ons. Verander ons Heilige Gees. Dankie vir my lewensmaat. Dankie vir my vrou. Dankie vir my kinders. My kleinkinders. Dankie vir hierdie fantastiese voorreg om 'n vrou te kan hê wat my ken, my liefhet, my bystaan, my foute soms oorsien en net met my aangaan omdat sy my liefhet. Wat 'n voorreg. Seën ons huwelike. Seën ons ouer-kind verhoudinge. En laat ons 'n voorbeeld stel in alle opsigte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Terwyl die tafel in gereedheid gebring word, wil ek net 'n enkele woord sê oor die nagmaal. Jy's hier vanoggend en ek hoop jy wil saam met ons nagmaal gebruik, want dit is 'n gemeenskapsmaal.
Hier met die nagmaal vier ons as gemeente ons eenheid in Christus. Ons is almal deel van die een brood. En ons is almal kinders van God deur Christus Jesus. Dis ook 'n geleentheid waar ek vir die Here sê dankie vir sy goedheid, vir sy guns, vir sy liefde vir my. Maar die nagmaal is deur Christus ingestel. Dis amper, kan ons vir die kinders sê, dit is die Here se prentjies, bietjie wyn, 'n bietjie brood, sigbare goed, tekens, om ons daaraan te herinner wat Jesus vir ons gedoen het. Hy het aan die kruis uit vir ons gesterwe, en sy liggaam is vir ons gebreek, net soos wat ons die brood breek. En sy bloed het vir ons gevloei. En dit is waarvan die wyn eintlik praat. Sy bloed het vir ons gevloei. En wanneer ons dit gebruik, kan ons weer die sekerheid hê dat Jesus het regtig vir ons gesterf en vir ons opgestaan. Dat hy lewe. Dat ons vergifnis is volkome. En daarom, al voel jy nou vanoggend, ek is net nie goed genoeg om nagmaal te gebruik nie, of ek het 'n paar verkeerde goed in my lewe wat nie reg is nie, is dit juist die geleentheid waar jy dit kan regmaak. So ek wil vir jou voorhou die wet. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het, het een van hulle wetgeleerdes met 'n vraag probeer vastrek en gevra: Meneer, wat is die grootste gebod in die wet? En Jesus antwoord hom: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is die eerste en die grootste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is: Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Het jy God regtig lief? Met jou alles? Doen jy wat hy van jou vra? In alle opsigte? Het jy jou naaste lief? Gee jy ruimte en die son vir elke mens op aarde? Net jy kan daai vraag beantwoord. Wanneer ons na die wet van die Here luister, dan kla dit ons aan. Here, ek staan skuldig voor U. Daar's goedjies in my lewe wat net nie reg is nie. Ek wil vir 'n oomblik vir jou geleentheid gee om daai goed of daai ding tussen jou en die Here staan, nou uit die weg uit te ry. Gee dit vir hom. So ek gee vir elkeen 'n paar sekondes. Maak julle oë toe en word vir 'n oomblik stil. Amen. Ek wil vir jou sê, en dit is die wonderlike van die vryspraak van die Here is. Die Here vergewe jou vir alles wat jy verkeerd gedoen het. Hoekom? Nie omdat jy dit nou net vir hom gesê het nie, maar omdat Jesus aan die kruishout betaal het vir jou sonde. En dit is 'n magsdaad vir eens en vir altyd. En dis wat ons nou in die nagmaal gaan vier. Jy is vergewe. Ek wil vir jou 1 Johannes 1 vers 9 aanhaal en ek gaan hom omdraai. Omdat God getrou en regverdig is en ons van al ons sondes vergewe en ons van alle ongeregtigheid reinig, daarom kan ons met vrymoedigheid ons sonde voor die Here bring. Jy is vergewe. Ek wil 'n baie mooi lied speel, dat jy hier kan weggaan vanoggend en te weet, ek is vrygemaak. Ek kan opstaan en ek kan lewe vir Christus. My vriend, staan op van jou knieë af en skud af al die stof en die laste wat jy dra. Staan net op en weet jy
soms meet. En ons elkeen het 'n storie wat ons eerder wil vergeet. Maar niemand dra jou skoene of ken die pad wat jy moes loop. En net jy betaal die boete en ken die drome wat jy droom. Die lewe is 'n storie wat jy nie vooruit kan voorspel. En jy weet nie altyd voor die tyd watter kaart jy op gaan tel. Maar iewers in die verte skyn daar 'n liggie net vir jou. Het die Vader reeds jou huis op die berg vir jou gebou. My vriend, staan op van jou knieën af en skud af al die stof en die laste wat jy dra. Staan net op en weet jy is vergewe van elke een van jou gebede. Het die hemel reeds gehoor. Elke een van ons is kosbaar, onvervangbaar, spesiaal. En die mooi in elke mens is die ware som totaal. Elke een van ons is hier vir goeie rede. Jy is volmaak gemaak en al jou gisters is vergewe. My vriend, staan op van jou knieën af en skud af al die stof en die laste wat jy dra. Staan net op en weet jy is vergewe want elke een van jou gebede het die hemel reeds gehoor. My vriend, staan op van jou knieën af en skud af al die stof en die laste wat jy dra. Staan net op, weet jy is vergewe want elke een van jou gebede het die hemel reeds gehoor. Kom ons sluit die oë. Baie dankie Here vir hierdie voorreg wat ons het om as u huisgesin, kinders hier van u in Waterval gemeente die geleentheid te kan hê om saam nagmaal te kan eet en drink. Om ons weer te herinner aan dit wat u vir ons gedoen het, so kosbaar, so duursaam. U lewe vir ons afgelê het. U liggaam is vir ons gebreek. U bloed het vir ons gevloei. So versterk ons geloof met die gebruik van hierdie tekens dat ons weet, so seker soos wat ons hierdie brood en wyn sien, dit in die hand vat en voel, dit kou, dit sluk, so seker kan ons wees. Jesus het volkome betaal vir ons, vir al ons sonde. En ons is vry, en ons kan vir U leef. Amen. Die Here Jesus het in die nag, voor hy gekruisig is, het hy die brood geneem, toe hy saam met sy disippels daar in die boventrek aan die tafel gesit het en gesê, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek is. Eet dit en glo dat dit vir jou gedoen is as 'n volkome versoening vir al jou sonde.
Die Here Jesus het in hierdieselfde nag, het hy die beker van danksegging geneem. En hy het vir hulle gesê, neem dit, drink dit, en dink daaraan, dat dit my bloed is, wat vir jou gevloei het, as 'n volkome versoening vir al jou sonde. Kom ons buig die hoofde vir die dankgebed. Baie dankie Here dat ons het nou hierdie brood gesluk. En ons het hierdie wyn geruik en ook gesluk. So seker kan ons wees dat U ons verlos het. Dat U op die oomblik aan die regterhand van die Vader sit en vir ons intree en sê, daar's my kinders van Waterval. Hulle het so pas die nagmaal weer gevier wat ek ingestel het. En hulle het hulle geloof daarmee versterk. Vader, spreek hulle vry op grond van wat ek vir hulle gedoen het. En Vader, U spreek ons vry. Wonderlik. Ons kan hier vandag vertrek met hierdie wete. Ons is vrygemaakte kinders van U. Ons kan in vryheid voor U lewe en doen wat ons moet. Seën ons dan ook so saam met die gebruik van hierdie tekens. In Jesus naam. Amen. Mag die genade van die Here Jesus Christus met ons wees. Mag die goedheid en die liefde van die Vader ons dryf om vir hom te lewe. En mag die Gees ons helper, ons trooster, ons daartoe help om sinvol te lewe. Amen.